Nou, ek gaan begin deur eers vir ons te sê, hierdie is die kosbaarste dag vir ons in die Christen geloof, maar ek wil eintlik so ver gaan om te sê, hierdie is seker die belangrikste gebeurtenis wat ooit kon gebeur het in die geskiedenis van die ganse mensdom. Dis nie net vir die Christen nie, maar dit is net hartseer dat die wêreld daar buite dit nie altyd kan begryp nie. Nou, wat vir my nog hartseerder is, en ek vertel dit nou so vinnig vir Theo, is as ek agterkom hoeveel Christene met mekaar beklei oor hierdie dag, en hoeveel Christene soms besluit hierdie dag moet geensins herdenk word of geensins gevier word nie, en hulle is in mekaar se hare, en ek dink, julle mis die punt totaal en al. Hierdie is 'n kosbare dag, en ek gaan vir ons begin met 'n gedeelte in Romeine 14 vers 1 tot 9. As 'n verduideliking, hoekom dit vir my so besonder kosbaar is dat ons hierdie dag kan herdenk. Nou Romeine 14 vers 1 begin en dit sê vir ons, en neem hom aan wat swak is in die geloof, nie oor sy gevoelens te oordeel nie. Die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Hy wat eet, moet hom wat nie eet nie verag nie, en hy wat nie eet, moet hom wat eet nie oordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy wat die huisknegt van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie Heer, maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Die een ag die een dag bo die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here, en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar tot eer van die Here nie. En wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here, en hy dank God. Want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor die dode sowel as lewende te heers. Nou, ek gaan vashak by vers 5 eerstens, want vers 5 sê vir ons, sommige van ons gaan hierdie dag hoor ag as ander. En dan sê dit vir ons, as ons besluit om hierdie dag hoor te ag, laat ons toe om dit te doen. Moenie met ons beklei om wat ons te doen nie, en net so voel ek, ons hoef ook nie te beklei met dies wat dit nie so hoog wil ag nie. Ek voel vir ons wat die Here dien, is dit 'n voorreg om hier te kan wees, is 'n voorreg om hierdie dag te kan herdenk, maar is ook geen rede vir ons om nou in vyandskap te gaan nie. Ek glo die Here sal in die mense se harte werk, en ek wil net hê ons moet resoneer op hierdie punt dat nie almal gaan dit noodwendig altyd soos ons sien nie, en dis nie nodig dat ons in vyandskap teenoor hulle hoef te lewe as hulle dit nie soos ons wil sien nie. Maar vir my persoonlik is die groot vraag vandag, wat maak hierdie gebeurtenis eintlik so belangrik? Wat maak hierdie dag wat ons vandag herdenk eintlik vir ons so belangrik? Want ek weet vir baie mense is hierdie 'n storie wat hulle hoor, dis nie noodwendig iets wat hulle altyd glo nie. Daar's mense in Christelike sirkels wat ook wil sê, hierdie het metafories gebeur, dit was nie 'n werklikheid nie. Daai is absolute onsin. Want dit wat op hierdie dag gebeur het, dit wat Jesus Christus vir ons op hierdie dag gedoen het, is die hart van die evangelie. Paulus skryf dit eintlik so mooi wat hy sê, dit is al wat hy preek. Jesus op die kruis. Hierdie is die fondasie en hierdie is die grondslag vir dit waarin ons glo, want julle sonder hierdie kruis het ons geen verlossing, geen hoop en geen nuwe lewe nie. Ons hele geloof word op vandag gebou. As hierdie nie gebeur het nie julle, dan is dit wat ons glo tot nie. En Sondag gaan ons bietjie meer uitbrei tot dit. Nou ons almal weet, en as jy dit dalk nie geweet het nie, elke persoon wat hier sit vandag, elke persoon wat ingeskakel is in sonde gebore en in rebellie gebore teenoor God. Niemand is goed nie. Nie eers een nie. En weet julle, op hierdie dag, wanneer ons begin besef wie ons werklik was, dan sal ons ook begin besef hoe groot hierdie
kruisdood van Jesus werklik vir ons was. As ons begin besef wie ons is, wat ons natuur is, dan sal ons begin besef, hierdie kruisdood het ons verdien, nie Jesus Christus nie. Romeine 3 vers 23 sal ons ook sien dat dit sê vir ons inteendeel almal het gesondig en ontbreek van die heerlikheid van God. Sonde het ons geskei van God. Ons is in so bevoorregte posisie dat ons nie werklik dit kan begryp nie, want hierdie kruisiging het gebeur voordat enigiemand van ons gebore is. Maar Jesus vat daai vyand, ons vrot natuur, ons sonde, ons rebellie op hom, en hy sterf aan hierdie kruis. Julle weet, dit is so eenvoudig. Ons maak droog. Ons verdien die doodstraf. En iemand wat dood onskuldig is, nie 'n voet verkeerd gesit het nie, kom na die groot regter toe en hy sê, wat ek hierdie persoon se straf uitdien, sodat hierdie persoon nog 'n kans gegee kan word. Sodat hierdie persoon nog 'n kans gegee kan word tot 'n nuwe lewe. Ek sal bereid wees om my lewe neer te lê. Ek wonder hoeveel van ons kan dit begryp. En dan kry ons soms Christene wat so arrogant is, dat ons voel, maar dit was verdien gewees. Ons het verdien om hierdie geleentheid te kry. Ons het verdien om hierdie tweede geleentheid te kry, en eintlik wil ek vir jou sê, nie een van ons het verdien nie. Ons het verdien om in hierdie kruis te staan. Julle weet, Jesus vat dit op hom, hy genees ons verhouding, en hy genees die skeiding wat ons het met God. Nou vra ek vir julle vandag, hoe was dit regverdig? En die antwoord is eintlik so eenvoudig. Dit was nie. Hy het dit nie verdien nie. Hy lewe die lewe wat ons moes lewe, en hy sterf die dood wat ons moes sterf. Ons het deur en deur verdien om aan die kruis te gehang het. Maar julle uit liefde neem Jesus daai straf van ons al weg. En hy vat dit op homself. 1 Korintiërs 5 vers 13. Ag, ek sê jammer, 1 Korintiërs 15 vers 3. Julle amper op heeltemal verkeerde plek. 1 Korintiërs 15 vers 3 sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. Jesus wat die perfekte, kosbaarste lam van God was, sterf vir ons sonde. Ons gaan nou 'n bietjie kyk waardeur hy was tot en met toe hy by daai kruis uitgekom het. Ons gaan vandag bietjie kyk Johannes 3 vers 16 wat vir ons sê God het ons so lief gehad. Wat het dit werklik vir ons beteken as ons dalk net bietjie ten dele kan begin insien? Hoe groot was daai liefde van God werklik? Hy sê vir ons terwyl ons nog sondaars was, is hy bereid om te sterf. Weet julle die ironie van dit is, ek dink aan die mensdom en wat ons gewoonlik as mens sal doen is, verwag mense moet eers hulle self aan ons bewys. Bewys my hoe goed is jy. Bewys aan my, dan sal ek dalk my goedheid aan jou teruggee. Bewys aan my dat jy's 'n goeie mens, dan kan ek dalk vir jou bietjie voorsien. Dan kan ek dalk tot op 'n groot mate vir jou bietjie liefde gee. Maar wys eers vir my jy verdien dit. Hoeveel keer is dit nie wat ons doen nie? Voordat ons iemand help langs die straat, moet hy eers vir ons wys waarop hy gaan hierdie geld spandeer. Hy moet eers vir ons wys is hy 'n goeie mens en die Here Jesus Christus sê presies die teenoorgestelde. In jou vyand, in jou rebellie, jy het eintlik 'n haat gehad. En hy sê vir jou dis okay. Jy hoef nie aan my te bewys hoe goed is jy nie. Ek sal aan jou vandag bewys hoe goed is ek. In daai rebellie gaan wys hy vir ons die grootste vorm van liefde. Julle weet, ons het soveel keer die laaste ruk daarna gekyk, daarna word ons geheilig en regverdig verklaar. Weet julle, dan gaan kyk ons na God en wat die woord van God sê, dan sê hy vir ons, hy is die groot regter. Hy is die regter, die regverdige regter. Menslike regters gaan vir ons sê, as jy verkeerd is, moet jy die straf betaal. God wat sonde haat, God wat sonde verag, die groot regter wat niks verkeerd sal doen. Dan verwag ons soms, hy moet dit oorsien.
En God sê dis okay. Die straf wat julle verdien, gaan ek vandag op een van die mees horribaalste maniere op my seun se skouers laat sit. Julle weet, ek dink nie ons begryp altyd dat God se heiligheid en sy veragting vir sonde is groter as wat ons menslike breine kan begryp. En dan sal ons soveel keer nog steeds roem in ons sondige bestaan. Ons sal nog steeds die dinge doen wat ons weet ons nie veronderstel is om te doen nie. En dan wonder ek hoe ernstig vat ons hierdie kruisdood van die Here Jesus Christus, want hierdie kruisdood het nie vir ons 'n lisensie gegee om te doen wat ons wil doen en te lewe soos wat ons wil lewe nie. Hierdie kruisdood moet ons herinner. Ons het dit eintlik verdien. Jy moet 'n begeerte in ons harte ontwikkel dat Here, ek wil nie meer sondig nie. Ek wil wegkom van dit af want ek besef hoe kosbaar is dit wat U vir ons gedoen het. Julle weet die regverdige regter in Psalm 89 vers 15. Geregtigheid en reg is die grondslag van U troon. Goedertierenheid en trou gaan voor U aangesig uit. Die Here sê vir ons die grondslag van wie hy is geregtigheid. God se geregtigheid is ver bo wat ons kan begryp. Dan sê dit ook vir ons, maar hy is liefdevol en hy is genadig aan ons. 1 Johannes 4 vers 16. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer en ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Julle weet, dis die ironie van dit, die kruis het vir die vyand gelyk soos 'n nederlaag. Hierdie was die grootste oorwinning. Julle weet, op 'n stadium het die disipels self gedink, Jesus is oorwin. Julle sal dit vind, die disipels self het pad gevat. Hulle is bang. Want dit wat hulle gedink het gaan gebeur, het nie gebeur nie. Alhoewel hulle vir 3 jaar saam met die Here Jesus Christus geloop het en gesien het wat hy kan vermag, raak hulle bang. Net gister vra Simon, hy vir my, dit maak nie vir sin, hoekom Petrus die Here moes verloon 3 keer nie. En ek sê vir dit wys vir jou, hoe faalbaar is die mens. Dit wys vir jou ons, wat so geneig is om te sê, hulle kan maar kom, ek is bang vir niks. Petrus, die een wat ore afkap vir die Here Jesus Christus, is die eerste een wat sê, ek ken hom. Dit moet ons laat begin besef, hoe faalbaar is ons as mens. Dit moet ons laat wakker skrik, dat ons verhouding met God so sterk het, dat die dag wat dit gebeur, is ons nie 'n Petrus nie. Julle weet, in Kolossense sê dit vir ons, dat Jesus het die magte en die owerhede oorwapen, met sy kruisdood. In Hebreërs sê dit vir ons, hy het die mag van die dood verbreek. Vir ons as kind van God, is dit so kosbaar, want dit beteken vir ons, is nie die einde nie. Hierdie was vir ons die begin. Hierdie was die begin vir ons wat in God glo. Dit was vir ons die begin wat Jesus aangeroep het. Dit is vir ons wat glo dat God ons Vader is en ons saligmaker. Maar ek gaan 'n stappie verder as om net te glo. Want ek gaan vandag vir julle sê die vyand en sy demone glo ook. Die vraag wat ek vandag het is om te glo is een ding, maar is ons bereid om te volg? Is ons bereid om te doen wat Jesus self vir ons gesê het? Lukas 9 vers 23. Wil ek graag hê julle moet eintlik saam met my lees. Lukas 9 vers 23. En hy sê vir almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, hy sal dit red. Wat baat dit 'n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? Want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en van die heilige engele. Besef ons altyd wat dit beteken as die Here sê ons moet homself verloon. Om jouself te verloon, as jy die beskrywing gaan kyk, dan sê dit is 'n vrywillige beperking, 'n opoffering of 'n weiering om jou eie begeertes of plesiere te bevredig. Dit beteken Here, niks van my nie, maar alles van U.
Dit beteken, maak nie saak wat ek wil hê nie, maak saak wat U wil hê. Om vrywilliglik prys te gee, dit wat ons so graag wil hê, hierdie plesiertjies waarin ons so vashou, hierdie plesiertjies waarin ons God probeer manipuleer, soms ons volgens ons pype te dans. Sê hy vir jou om jouself te verloon as jy gee dit op. Dit sê vir ons, dit behels die uitoefening van selfbeheersing, om onmiddellike bevrediging prys te gee vir 'n hoër doel of 'n langtermyn voordeel. Hoeveel van ons is bereid om selfbeheersing prys te gee vir die onmiddellike bevrediging? Kerke is vol van predikante wat vir ons sê, dien die Here en gaan met jou goed gaan. Dien die Here en, so asof ons God dien vir die goedjies wat hy vir ons gee. Die woord van God sê, verloon jouself en vergeet van hierdie goeders. As jy met jou moet swaar gaan, dan is dit oukei. As jy siek moet wees, is dit oukei, want ek kyk na die groter prentjie. Ek kyk na wat Jesus aan die kruis vir my gedoen het. Ek verloon myself, ek gee hierdie goeders prys. Want wat help dit? Ek het die hele wêreld gewin. Maar in die proses is ek op pad hel toe. Die tweede ding om gehoorsaam te leef, is om volgens God se woord en waarheid te leef, nie volgens ons woord en waarheid nie. Nie te leef volgens waarvan ons hou nie, maar waarvan God hou. Dis om te leef soos 'n ware wedergebore kind van God. Al hou ons nie altyd daarvan nie, en al is dit soms moeilik. Dit is om te sê, Here, ek is gehoorsaam aan U. Ek gaan doen wat U woord vir my sê. Ek gaan aanpas by U woord. Ek sal nooit durf U woord by my lewe laat aanpas nie. Om ander lief te hê soos Jesus. Hierdie is daai een wat ons eintlik moet sê eina. Want ek vermoed meeste van ons hierso skiet tekort. Hierdie wena hiervoor ingesluit. Want Jesus se standaard van liefde is baie ver bo ons in dit. Maar dis iets waarna ons kan streef. Besef vandag, Jesus se standaard van liefde was gewees, jy moet jou vyande lief hê. Jy moet vir jou vyande ook sorg. Hoeveel van ons kan vandag in alle eerlikheid sê, ek het daai liefde van Christus aan die mense wat my seermaak, wil ek eintlik die beste voor hê. En Jesus sê, dit is wat dit beteken om my te volg. Jy verloon jouself. Jy gee prys wat jy moet prys gee. Jy lewe in totale gehoorsaamheid aan hom en sy woord. En dan moet jy ander lief hê, soos wat hy mense lief gehad het. Kan julle begryp, Jesus se liefde was, terwyl hy gehaat word, sterf hy vir daai mense wat hom haat. Paulus sê self, ons sal soms sterf vir mense vir wie ons lief het. Ons sal dit dalk oorweeg. Hoeveel van ons gaan sterf vir mense wat ons haat? Dis nogal 'n liefde om na toe te werk. Nou weet julle wat vir my so kosbaar van 'n dag soos vandag, en ons het eintlik nou al die laaste maand of wat na dit gekyk. Ons hoef nie self vir ons sonde te betaal nie. Die prys is klaar betaal. Ek wil julle vandag aanmoedig, neem dit in geloof vandag. Hierdie kruisdood was die grondslag vir ons geloof gewees. Weet julle, wat is vir my so kosbaar van dit, en die Here wys dit vir ons hier in sy woord, ons hoef nie sy liefde te verdien. Ons hoef nie te werk om sy liefde te kry, soos wat ons met baie mense maak nie. Hy sê vir ons, ek het reeds my liefde aan julle bewys, aan hierdie kruis. Weet julle, ons het na hierdie kruisdood, waar Jesus se bloed vir ons daai herstel gebring het tussen ons en God, sê dit vir ons het nou vrymoedigheid om na God toe te gaan. Ons kan enige tyd na die Here toe uitreik. En weet julle, dis nie omdat ons perfek is nie. Maar so met die een wat aan daai kruis gesterf het, perfek is. Weet julle, ek wil julle vandag aanmoedig, wat ook al jou stryd is, of dit nou sonde is, of dit nou vrees is, of dit die dood is. Jesus het dit reeds oorwin. Weet julle, die kruis is nie net iets wat hy gedra het nie, maar dis ook 'n pad wat ons moet begin loop. Julle weet die kruis van Jesus, ek skryf dit neer, dit beteken vir ons vergifnis van ons sonde. Dit wys vir ons die liefde van God, wys vir ons sy genade, dit wys vir ons die dood is oorwin, en dit gee vir ons elkeen wat hier sit 'n nuwe lewe in Christus. Weet julle, die fout wat ons maak is, ons wil soms wonder, wat beteken die kruis? Maar ons moet eintlik begin lewe, asof ons besef wat hierdie kruis is.
Ons lewe moet die toonbeeld begin wees van kinders van God wat weet hoe kosbaar was hierdie kruisdood gewees. Weet julle, ek skryf hierso 3 vrae neer, 4 vrae. Gaan jy dit net verstaan of gaan jy dit glo, aanvaar en volgens dit begin leef? Gaan jy bereid wees om jou kruis op te tel en die nou pad te wandel? Die onpopulêre pad te wandel. Gaan jy bereid wees om te lewe soos God van jou verwag en laastens gaan jy bereid wees om met voorbeeld te lei? Weet jy, en ek wil 'n laaste ding by ons laat vandag voor ons aan hierdie kosbare tafel gaan sit. Ek wil eerstens vir die mense wat dalk hierso sit, mense wat dalk bietjie bemoediging nodig het, mense wat dalk vreesbevange is. Mense wat dalk God bevraagteken, Jesus bevraagteken, soms wonder, is hy werklik? Ek sien dit gereeld. As jy dalk in hom betwyfel. As jy dalk die fout maak om nie meer op hom te vertrou nie en jou eie planne te maak. As jy dalk hierso sit vandag met 'n wonder en jy benodig eintlik gemoedsrus. Kan ek vir julle sê, in enige moeilike tyd, enige stryd waardeur jy gaan, God is met jou. As dit voel of jou lewe uitmekaar uitval, beloof ek jou, God is nog steeds met jou. As jou geloof nie sterk is nie, God is met jou. As jy nie altyd weet hoekom sekere goeders met jou gebeur nie, God is nog steeds met jou. Weet julle, alles waardeur ons gaan, laat God toe, en ons het dit laasweek gesien in die diens. Maar ek kan nou vir julle sê, God laat niks verniet gebeur nie. Maar nou wil ek ook met julle praat vandag. As jy dalk voel, jy is te vuil, jy is te verlore, jy het te veel in jou lewe al gedoen, dat God jou ooit kan skoon was, of God jou ooit kan vergewe, of God jou ooit kan vernuwe, gaan ons gou net vinnig stil staan by 'n teksvers wat ek seker is, julle uit julle koppe uit saam my sal kan sê, Johannes 3 vers 16. Ek gaan gou vir julle wys God se liefde. Want so lief het God die wêreld gehad. Nie uitgekose volkie nie. Nie 'n sekere ras en 'n sekere denominasie nie. Die wêreld. Voor ons tot by Christus gekom het, julle was ons die wêreld. Hy sê vir ons so lief het hy ons gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 'n Kort opsomming. Soos wat die skrif vir ons verduidelik, waardeur Jesus is, voordat hy aan daai kruis vasgeslaan is. Hy is geslaan met 'n sweep. Hy sweep het hom nie net geslaan nie, dit het stukke vleis uit sy liggaam uitgeruk. Hy word 'n doringkroon opgesit, hy word gespoeg, verneder, hy moet fisies sy kruis dra. Spykers word deur sy hande en voete geslaan. Hy het 'n erge dors, hy het asemhalingsnood en hy gaan éventueel dood deur uitputting en verstikking. Terwyl hy verwerp word deur die mense, bespot word en verneder word, deur sy disippels verlaat is, deur Judas verraai is, verloon is deur Petrus, in openbare skaamte. Nou wil ek gou hê, julle moet vir 'n sekond, maak gou jou gedagtes skoon, vir 1 sekond. Ons almal is vuil. Ons almal is in sonde gebore. Ons almal is in rebellie teenoor God gebore. En wat doen God vir ons? Hy kyk na ons. En hy sê, julle sal nie die prys kan betaal nie. Maar ek het julle so lief. Ek gaan my seun vir julle stuur. Ek gaan laat my seun jou vuil. Jou sondes, die dinge wat jy doen, die dinge wat jy dink, die dinge wat jy sê, wat jy nie moet sê nie, gaan ek laat hy op hom vat. Maar voordat ek hom hierdie absolute pynige dood laat sterf, gaan ek laat die Joodse leiers 18 wette verbreek, net om hom vervolg te kry. Want hy het eintlik niks teen hom gehad nie. Want Jesus lewe die lewe wat ek en jy veronderstel was om te lewe. Die perfekte lewe. Sonderloos, hy maak nie fout nie. Hy doen alles presies soos wat God van hom verwag. En die Here sê, deur dit gaan ek nog steeds toelaat dat hierdie perfekte lam van my die grootste prys vir die mensdom kan betaal.
Hy word deur die strate geparadeer. Hy word met 'n sweep geslaan tot net voor die punt van dood. Hierdie sweep trek stukke vleis uit sy liggaam uit. Hulle sê sy binneste goed was blootgestel. Hulle skeer sy baard uit. Hulle spoeg hom. Hulle bespot hom. Hulle druk 'n doringkroon op sy kop wat nie soos daai ding gelyk het nie. Hulle noem dit die Jerusalem dorings en hoe droër hulle word, hoe skerper word hulle. Hulle druk daai ding in sy kop in. Deur dit alles dink Jesus in my en jou. Deur dit alles het Jesus 'n legioen engele wat hy op die oomblik kan stuur en hy sê ek stop dit nou. Ons verdoem hierdie mensdom en Jesus sê nee Here. Ek gaan deur dit gaan vir hierdie mense. Hierdie mense wat my vloek, hierdie mense wat my bespot, hierdie mense wat my spoeg. Dis ons. Dis nie 'n verre gebeurtenis gewees en Here, dis ons. En die Here Jesus Christus sê, dit is reg. Gooi dit op my Here. Ek gaan geslaan word, gevloek word, my hare uit my gesig uitgeskeer word, my binnewande gaan gewys word. Hulle sê jy kon hom nie herken as 'n mens nie. Dan dra ek my kruis. Ek kom op Golgotha, liewe Here. Ek gaan laat hulle my vasslaan in hierdie kruis. Deur my gewrigte, deur my voete. Hulle sê inteendeel, sy 2 voete sou hulle so uitgebuig het om dit saam deur daai seening vas te slaan. Dit is so seer, jy kan nie meer asemhaal nie. Jy kan nie jou opdruk op jou voet nie, want jy is soveel pyn. Jy kan nie meer diep asem teëgevat nie. En in daai tyd, julle besef vandag, dink die Here Jesus Christus aan ieder en elk van ons wat hier sit. En hy sê vir ons, ek vat dit vir jou, my kind. Moet dit nie teruggooi in my gesig. Ek vat dit vir jou, dat jy eendag regverdig voor God die Vader kan staan. Hoe durf ons dit teruggooi in God se gesig? Besef julle vandag wat se prys is vir ons betaal? Besef julle vandag dat die Here Jesus Christus hoef dit nie te gedoen het nie. Julle, hy hang in daai kruis en dit raak lank, dit raak ellendig, hy's dors. Hulle gee vir hom asyn om te drink. In daai tydperk roep hy uit en hy vra op 'n tyd vir God, Here, het U my verlaat? Het U my verlaat? Ek is besig om te ly. Weet julle, in daai tydperk, terwyl hy so alleen op daai kruis voel, sy mense is weg. Sy disippels is nêrens te sien nie. Stoksiel alleen hang hy op daai kruis. Hulle vloek hom, hulle skel hom en hy sê, Here, ek doen dit vir hierdie mense wat besig is om my te vloek en my te skel. Resoneer dit vir julle vandag. Hy hoef dit nie te gedoen het nie. Hy kon die mensdom uitgewis het op daai oomblik. En sy woorde is, Here, vergewe hierdie mense, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dan kom ons vandag en ons dink, Here, ons het dit verdien. Dat U moet sterf van daai kruis. Ons het nie. Die Seun van God het dit nie verdien nie. Dis tyd dat ons begin lewe as wedergebore kinders van God, want ons besef hoe duur was hierdie kruis dood gewees. Ons besef hoe seer was hierdie kruis dood gewees. Die rolprente wat jy kyk, kan nie vir jou eers 'n fraksie gee van waardeur Jesus Christus werklik is. Want as ons in die rolprente moet sien waardeur Jesus Christus werklik is, sal daai rolprente verwandel. Ek wil julle vandag aanmoedig, vat hierdie kruis dood. Hierdie kosbare kruis dood. En jy gaan op jou knie en jy sê vir die Here, so dankie vir die verlossing wat dit teweeggebring het. Die herstel van ons verhouding met God wat dit teweeggebring het. En weet julle dan, is dit nie vir ons moeite om ons kruis op te tel en te begin lewe soos wat God van ons verwag om te lewe. Dis nie moeite nie, die moeite is reeds gedoen. Wat help het ons wen die hele wêreld? Maar ons verloor ons siel in die proses. Vergeet van die wêreld. Vergeet van die wêreld vir jou ding. Vergeet van die wêreld vir jou gaan sê. Hierdie is baie kosbaar as die wêreld so opinie. Mag ons vandag hier uitgaan en gaan doen wat God van ons verwag om te doen. Mag ons begin lewe soos wat God van ons verwag om te lewe. Ek wil eintlik vir julle sê, elke oggend as jy wakker word, mag jy jouself herinner, nie net hoe kosbaar dit is dat jy nog 'n asemteug gegee is nie, hoe kosbaar dit is dat Jesus Christus vir jou die geleentheid gee om ten volheid te lewe en sy evangelie te verkondig.
Weet julle, in Jesaja is hierdie ding al voorspel, en as ons gaan kyk hoe Jesaja hierdie ding vir ons uitlê. As julle wil, Jesaja 53. Jesaja 53 vers 6 tot 10. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Al die vuil, al die seer, al die sonde op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, het hy sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hy het dit verduur. Hy kon dit stop. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem. En onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes, ter wille van die oortredinge van my volk, as die plaag op hom. Ter wille van dit wat ons verkeerd doen, en hulle het hom sy graf by die goddelose gegee. En by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het. As jy vandag wonder, of God jou werklik lief het ons dit so pas gelees. Hy doen niks verkeerd nie. Hy het jou so lief, dat terwyl hy gepynig word, dink hy aan jou. Julle, ek wil by julle pleit vandag, moet nooit hierdie liefde in God se gesig teruggooi nie. Moet nooit hierdie genade in God se gesig teruggooi nie. Begin van vandag af te lewe soos iemand wat besef wat hierdie kruis vir ons beteken. Begin vandag lewe dat jou sondes jou aankla, want jy weet wat hierdie kruis vir jou beteken. En begin vandag te verlewe soos 'n kind van God wat homself verloor. Die een wat bereid is om die tydelike lekker een kant toe te skuif. Ek het iets waarna ek uitsien eendag. Die ewige sal te lewende God. Sluit asseblief my julle oë. Die Here, ek het eintlik nie eens woorde nie. Ek dink nie ons begryp altyd wat hierdie kruis vir ons beteken het nie. En Here, mag ons nooit vergeet dit wat U hier gemaak het vir ons. Dat ons verhouding kan herstel wees. Dat ons toegang het tot 'n lewende God. Here, my gebed is vandag dat in die tye waarin ons beweeg en ons kan sien hoe hierdie wêreld uit mekaar uitval, dat ons so sterk in ons geloof sal staan. Here, dat ons U nie sal verraai nie, maar sal sterk staan in ons geloof. En ons sal weet om partymal deur die tydelike moeilikhede te gaan, is dit werd vir die ewige toekoms saam met U. Here, ek sit vandag met so 'n dankbare hart vir wat U aan daai kruis vir ons gedoen het. Daai onverdiende dood wat U namens ons gesterf het. Here, die feit dat U ons vuil op U gevat het. Die een wat dit nie verdien het nie. Here, dit breek my hart as ek net moet dink hoe God die Vader na God die Seun moes kyk met al daai vuil, al daai sonde, al daai seer op hom. En dis eintlik ons toedoen gewees. Here, mag ons vandag begin lewe soos werklike kinders van God. Here, maar dat ons ook sal begin besef dat U het ons werklik so lief. Dat ons ook vandag sal begin sê dat ons is vrygekoop. Ons is nie meer vasgevang in die sonde nie. Here, dat ons in harte sal weet dat ons is geliefd ongeag wat om ons gebeur. Die wêreld kan uit mekaar uitval, liewe Here, maar met U aan ons kant kan ons enige ding aanpak. So ek los julle vandag met die absolute genade van die Here Jesus Christus. Die liefde, julle die absolute liefde van God die Vader. En die teenwoordigheid van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. In Jesus naam alleen. Amen. Amen. Ons gaan nou oorgaan na die nagmaal toe. Nou, ek seker al van ons almal weet waaroor die nagmaal gaan, want die nagmaal is eintlik een van die heiligste oomblikke in 'n kerk. Dis nie 'n tradisie nie. Hierdie was 'n instelling van Jesus Christus homself. Hierdie is 'n ding wat Jesus Christus ingestel het en hy gesê het, herdenk dit en dan dink julle aan my, veral op 'n dag soos vandag. Dis nie 'n ritueel nie, dis nie 'n routine nie. Ek weet baie keer word dit afgemaak as 'n ding wat ons net nie doen. Hierdie is 'n absolute voorreg.
Elke persoon wat hier teenwoordig is vandag. Dis 'n absolute voorreg vir ons om vandag aan die tafel te kan sit en te kan dink aan dit wat die Here Jesus Christus vir ons gedoen het. Here, dis nie net 'n gebeurtenis nie, maar hierdie is 'n geestelike werklikheid. Ek wil julle uitnooi as ons vandag aan hierdie nagmaaltafel gaan sit, dink en besin mooi oor wat die Here Jesus Christus vir ons gedoen het. Maar ek wil ook hê julle moet mooi dink en besin oor wie ons is. Nie net as gevolg van die Here Jesus Christus nie, maar in die Here Jesus Christus. En laastens wil ek hê ons moet asseblief begin besin dat hoe ons behoort te leef tot daai kosbare dag wat hy terugkom om ons te kom haal. Hierdie is nie 'n reg nie. Hierdie is 'n absolute voorreg. Ek dink ons sit partymal aan die tafel en ons dink dis maar net nog 'n ding wat ons moet doen. Ek wil hê jy moet met ons resoneer vandag dat hierdie is nie net 'n ding wat ons doen nie. Hierdie is 'n gebod. In Lukas 22 stel Jesus hierdie in en julle moet nou besef. Die oomblik toe die Here Jesus Christus hierdie ding instel, het hy geweet wat wag. Hy het geweet die seer wat vir hom wag. Hy het geweet die verloning wat vir hom wag. Hy het geweet hoe alleen hy gaan wees. En hy sit daar so saam met sy disippels en hy sê vir hulle, Lukas 22 vers 19, daarop neem hy die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Hy besef hier, sy liggaam gaan gebreek word. Julle moet een ding besef, ons het soms hierdie verwronge idee, dat Jesus nie elke hou gevoel het nie. Hy het alles gevoel, want hy was 100% mens en 100% God. Net soos wat ons het gevoel het, het hy dit gevoel. Dan sê hy, net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Die uitstort van daai kosbare bloed van die Here Jesus Christus is ons verhouding met God herstel. Daar is niks meer kosbaar as dit nie. Geen weelde, geen geld, geen gesondheid, geen niks. Kan eers naby kom aan die kosbaarheid daarvan dat ons verhouding met God herstel is. Ek dink nie ek hoef meer oor hierdie uit te brei nie, want ek is seker elkeen van ons wat vandag hier sit, begin te begryp hoe kosbaar dit vir ons is om aan hierdie tafel te kan sit. Die woord van God sê vir ons moenie ligtelik aan hierdie tafel kom sit nie. Kom sit aan hierdie tafel met die eerbied en respek wat hierdie tafel verdien. Hierdie tafel is duur gekoop. Hierdie tafel is met 'n groot prys betaal en besef vandag, hierdie tafel is met 'n prys betaal vir iedereen en elk van ons wat kinders van God genoem kan word. Hierdie tafel is nie vir die heidene nie. Hierdie tafel is vir die kinders van die Here. Kom ons gaan sit vandag met eerbied aan hierdie tafel, julle, en voordat jy daai broodjie eet en voordat jy daai wyn drink, sit net vir 5 sekondes en besin wat hierdie tafel werklik vir jou vandag beteken. Sit met dankbaarheid vandag en sê vir die Here, jy besef hoe duur was hierdie prys wat vir jou betaal is. Ons kan nie anders om vandag eintlik emosioneel te wees oor wat hierdie dag vir ons beteken nie. Ek het nie eens gedink wie gaan vorentoe nooi nie, ek is baie jammer oor dit. Gert, Marlene, ek sien julle, Jakobus sal julle sommer kom. Benny sal julle vir my kom en ek gaan vir Dani en Sonja ook vra om hier voor te kom staan as iemand dalk eers met hulle wil gesels voordat jy aan die tafel sit. Maar ek gaan nooit iemand onneem om aan die tafel te kom sit. Julle, dis 'n absolute voorreg vir ons, gebruik hierdie voorreg, maar dank die Here terwyl jy hierdie voorreg benut. Ek gaan nou die mense hier so op strategiese plekke staan, jy help asseblief jouself. En dan het ons, ek wil eintlik sê 'n verrassing, maar ons orkes het besluit, hulle gaan ons bederf met 'n liedjie terwyl ons die nagmaal vat. Dankie julle.